Goeiedag en baie welkom by sessie 13 van module 4, waar ons nou verder praat oor die gebed, ons lewe van gebed as disippels. In hierdie sessie wil ek graag 'n bietjie meer deel oor die Jesusgebed. Ek het al voorheen daarna verwys, hoe dit in die ortodokse tradisie gebruik is as 'n manier om stil te raak vir die gebed van die hart, om net in stilte by God te wees. Maar die Jesusgebed op sigself is ook 'n baie kragtige hulpmiddel om die beoefening van God se teenwoordigheid toe te pas, soos wat ons geleer het by Brother Lawrence, om net bewus te bly van God se teenwoordigheid en ons afhanklikheid van God uit te druk. Nou die Jesusgebed bestaan uit hierdie baie kort frase: Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. Dis eintlik 'n samevoeging van twee kort gebede in die Nuwe Testament. Die een van die twee blinde manne wat uitgeroep het na Jesus om hulle genadig te wees, en dan die een van die tollenaar, waar die tollenaar op sy bors geslaan het en gesê het: Here, wees my arme sondaar genadig. En daardie gebed het 'n manier geword wat mense gebruik om werklik hulle afhanklikheid van God te beoefen en om voortdurend in gebed voor God te wees. Nou daar's 'n baie kostelike boekie geskryf hieroor deur 'n anonieme skrywer, The Way of a Pilgrim, wat nou eintlik inligting gee oor hierdie gebed en hoe dit beoefen kan word. Dis in Rusland gedoen en dit gaan oor 'n ortodokse Christen wat dan na 'n priester toe gaan en hy gaan sê dan vir die priester, maar hy lees in die Bybel dat in Tessalonisense 5 vers 17 word ons aangemoedig om te bid sonder ophou. En hoe is dit moontlik? Hoe kan 'n mens sonder ophou bid? En dan sê die priester vir hom, maar daar is baie goeie riglyne hieroor aan ons gegee in 'n boek wat die titel van Philokalia, wat beteken liefde vir die goeie, en dat die Jesusgebed 'n baie kragtige rol hierin kan speel. En dan gee die monnik vir hom, die priester, wat 'n monnik was, gee vir hom gebedskrale, wat bestaan uit 100 gebedskrale. En dan sê hy vir hom, gaan nou net en vir 'n week lank bid jy elke dag 1000 keer hierdie Jesusgebed: Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. Nou die doel van die gebedskrale is om mee te tel, dat jy nou nie bewustelik tel nie, maar elke keer as jy dit bid, dan skuif jy een kraaltjie aan. So as jy nou dit 100 keer gedoen het, dan is dit aan die einde van die krale, so jy moet dit 10 keer, 100 keer doen, dan is jy by 1000. Nou, die man het dit gaan doen en dit begin beoefen, en dit moet natuurlik, sê hy, hardop gedoen word. Nie net saggies nie, hy moet dit uitspreek. So na klompie dae, week of meer, toe kom hy terug en hy sê vir die monnik, maar goed, hy kan dit nou al doen en hy is gemaklik daarmee om 1000 keer 'n dag te doen. Toe sê die monnik vir hom, nou maar goed, gaan nou terug en doen dit 3000 keer 'n dag. Weer het hy teruggegaan, dit beoefen, weer na 'n paar dae teruggekom toe hy voel dit is nou iets wat hy al makliker kan doen. Toe sê die monnik vir hom, nou maar goed, doen dit nou 6000 keer 'n dag. En so het hy aangehou tot 12000 keer 'n dag. En toe het hierdie man begin ervaar dat daar iets binne in hom begin gebeur. Dat daar skuwe plaasvind, veranderinge plaasvind. Dat dit is asof hierdie gebed aanhou om gebid te word, amper sonder dat hy dit bewustelik hoef te doen, ook in sy slaap. Dat as hy in die nag wakker word, dan ervaar hy hierdie gebed kom op: Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. Dit het eintlik deel geword van wie hy is. En dit was die hele doel, om te bid sonder ophou. En dan getuig hierdie man van die volgende, wat in hom plaasgevind het, wat hy ervaar het in sy lewe. Die eerste ding sê hy het begin ervaar dat hy 'n baie groter liefde het vir mense met wie hy in aanraking kom. Nie net sy familie nie, alle mense. Dat daar binne om hierdie empatie en meegevoel en liefde vir mense na vore gekom het. Die tweede ding sê hy wat hy ervaar het, is dat hy die kerkdienste baie meer positief begin beleef het. Hy was baie meer oop en ontvanklik vir die woord. Hy sê kerkdienste wat vroeër vir hom baie vervelig was en hy maar gewens het die tyd gaan om, het nou vir hom iets besonders geword. Hy het dit aangenaam beleef as kort, omdat dit hom aangespreek het en
hy baie meer oop was vir wat God met hom wil deel in die kerkdiens. Nou, omdat hy 'n man was wat redelik rondgegaan het in sy omswerwinge, 'n pad, pelgrimsroetes en goed gestap het met die Here, het hy sê in sy omswerwinge het hy baie keer op plekke of tye gekom waar hy fisiese pyn ervaar het, waar hy moeg was, of miskien een of ander siekte soos 'n verkoue of 'n ding. En dan het hy ervaar dat hierdie gebed vir hom kragtig ondersteun en dra in daardie tye. En dan ook baie opvallend sê hy, dat hy ervaar het dat wanneer mense byvoorbeeld vir hom beledig het, hom met hulle woordeliks aangeval het, of afgemaak het, of kritiseer het, waar hy vroeër nogal heftig gereageer het op sulke goed, het dit nou nie meer vir hom saak gemaak nie. Alle gevoelens van pyn en veronregting het net verdwyn. Dit was irrelevant wat die mense sê. Nou dit demonstreer natuurlik net vir ons die krag van gebed en wanneer die Gees van God in ons werk, wanneer ons werklik in afhanklikheid van God leef. Nou natuurlik sal almal van ons sê, wel, ek kan nie vandag met gebedskrale rondloop in 3000 keer of 6000 keer 'n dag dit bid nie. My dag is net nie so nie. Dit kan nie gebeur nie. En dis heeltemal te verstaan nou, ons leef in 'n ander tyd, ons leef op 'n ander manier. Maar dat jy steeds hierdie gebed dwars deur die dag kan beoefen, is baie, baie moontlik. En dit is haalbaar. Jy hoef nie te tel hoeveel keer dit gebeur nie. Ek het in my eie lewe dit op baie verskillende plekke en maniere begin beoefen. Dink maar net wanneer jy byvoorbeeld gaan stap, of wanneer jy in die kar sit in die verkeer en ry. Nou, ons almal weet hoe maklik ons opgewerk raak in verkeer. Met taksies wat voor ons inry, of ander motors, of as die verkeer stadig is, of wat ook al. En jy raak kwaad, opgewerk. Begin net bid, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. En dit help jou om te ontspan, om rustig te raak. Ek het dit baie keer selfs as ek gaan gym, terwyl ek gym, dit gebid. En van die plekke waar dit kragtig werk natuurlik, is wanneer jy na plekke toe gaan wat jy nou al vooraf weet. Jy gaan in 'n lang tou staan, soos byvoorbeeld by SARS, of hernuwing van jou bestuurderslisensie, waar hier in Port Elizabeth jy soms tot 3 ure lank in 'n tou kan staan. Nou ek het baie opgelet hoe mense kwaad raak as hulle daar staan in die tou, en opgewerk raak, en allerlei dinge, en kwaad terugkom. Maar dit is 'n wonderlike plek om hierdie gebed net te begin bid en te sê, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. En bewus te word van wie's die mense om jou. Bewus te word dat jy daar is as God se verteenwoordiger. Bewus te word dat jy nie alleen daar is nie. Dat jy altyd, oral waar jy is, 'n verteenwoordiger van God is, en as jy in biddende afhanklikheid van hom leef, jou lewe kan getuig van wie God is. Sien, mense vra baie keer, het al baie vir my gevra, hoe moet ons getuig? Wat beteken dit om 'n getuie van Christus te wees? En dan dink mense daaraan, jy moet een of ander resepie leer uit jou kop uit, waardeur jy mense moet evangeliseer, eintlik vir hulle vertel hoe hulle kinders van God kan word. Dis nie getuienis nie. Dis evangelisasie. En mense doen dit baie keer op 'n baie ongelukkig, op 'n baie bombastiese, arrogante manier. Getuienis is wanneer jy die gesindheid en die liefde en die empatie en die hele houding van Christus en van God verteenwoordig. Dan getuig jy van hom. Jy sien, en wanneer jy opgewerk raak in sulke situasies, in die verkeer of in 'n tou wat jy moet staan en wag, vir wie verteenwoordig jy? Jouself. Waarvan getuig jy? Van jou eie arrogansie en ongeduld. As jy dan begin bid, Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig, en jy kan ontspan in die wete dat die lewe nie oor jouself gaan nie. Dit gaan nie oor jou naam nie. Dit gaan nie oor jou gemak en gerief nie. Dit gaan oor God. Dan verander God jou hart so, dat jy in daai situasie met vriendelikheid kan optree. Nou, ek het 'n kostelike storie hier wat ek kan vertel van iemand wat saam met my in 'n disippelskapgroep was. Nou, die persoon het self gesê dat hy nogal sukkel met sy meer en baie vinnig in sulke situasies opgewerk raak. En hy vertel toe hy toe weer eendag in die tou beland. En net wou begin stoomblaas, toe onthou hy van die Jesusgebed.
En hy het dit dadelik begin bid. En na 'n rukkie ervaar hoe hy net ontspan. En hy is 'n mens, 'n ekstrovert wat uitgaande is, en hy begin toe sommer kuiere, gesels met die mense rondom hom. En hy sê op die ouend het hulle baie lekker gesels, en mense wat vreemd is, wat hy glad nie ken nie. Swart mense, bruin mense, verskillende, soos waar nou maar die toue is. En hulle, toe hy hom kon kry, sê hy, toe hulle deur die tou aan die ander kant uit, en toe hy nou wegstap, toe kom daar een jong swart vroutjie wat net agter hom in die tou gestaan het, en sy kom na hom toe, en sy klap hom so op die skouers, so sy sê, "Hi uncle, thanks." Toe sê sy vir hom dankie, want hy het dit vir almal daar meer aangenaam gemaak. Dit is getuienis. So hierdie gebed is 'n kragtige hulpmiddel om vir ons te leer om God se teenwoordigheid te beoefen, en dat ons hom in alle situasies kan verteenwoordig. In die sessie sê ek heelwat meer, lees dit, dink daaroor, en dink ook hoe jy dit deel van jou lewe kan maak.